Ek het 'n baie interessante enetjie vanoggend wat ek met julle wil bespreek en toe die Here dit op my hart lê, die tema, toe weet ek nog nie waaroor gaan ek preek nie. En ek sê vir Gwen later, ek raak nou bekommerd want die Here moet nou met my praat. Want hoe sê jy van 'n soeker tot 'n vinder? En ek maak vanoggend die grap en ek wil toe nou die song hierso saam met die worship team. Julle ken daai ene van soekers wat nooit vind. Wat is daai liedjie se naam? Ek ken 'n ou liedjie. Toe sê hulle vir my, hoorie, daar gaan nie baie van pas wees. So ek kan dit nou nie vanoggend vir julle sing nie. So ek gaan probeer deur die woord vanoggend vir jou van 'n rustelose soeke na lewe van vrede, liefde, hoop en doelgerigte invloed. Nou wat is 'n soeker tot 'n vinder? Nou, die eerste ding is jy 'n soeker of is jy 'n vinder? Want daar's 'n groot verskil. Daar's 'n verskil van iemand wat soek en iemand wat vind. Nou die wêreld is voortdurend is daar mense wat soek. Jy soek na veiligheid, jy soek na aanvaarding, jy soek na erkenning, jy soek na liefde, jy soek na betekenis en jy soek tog net 'n plek om te behoort. Dis die wêreld se soek. Jy soek 'n beter werk. Jy soek beter inkomste. Jy soek 'n beter verhouding. Jy soek goedkeuring by mense. En dis gewoonlik waar die probleem, want ons wil tog net in wees. In die wêreld het hierdie ding vir ons create van, ek moet tog net soek. Want as ek nie soekie, gaan ek nie vind nie. Daar's klein bietjie waarheid in dit. My pa het altyd gesê, iemand wat soek, loop rond en kyk. Jy sit op die bank en jy soek iets. Maar tog bly ons hart dikwels baie onrustig. Want sodra jy na iets gesoek het en jy dit gekry, dan is die volgende dingetjie weer daar. Wie dit al ervaar, ek soek tog net bietjie vrede. En dan is daar bietjie vrede en dan is daar nou weer iets anderste. Nou voel ek weer siek. Ag Here, kan ek nie net weer bietjie gesond wees nie? Nou is jy gesond en dan kom maar bietjie weer iets en dan soek jy maar net weer bietjie verder. Nou 'n baie goeie vriend van my, pastoor Jasper de Klerk, daar in die Kaap, het so 'n mooi verduideliking van wat sy verskil tussen soek en vind. So as jy nou in die wildtuin is, wie's wildtuinmense? Wie hou van die wildtuin? In die jagters. As jy nou sê, vandag soek ek die grootste kudu, of ek ry in die wildtuin en ek soek leeu's. As jy daarmee opstaan en jy sê ek gaan soek, en jy ry rond en jy kry niks, is jy verskriklik teleurgestel. Is ek reg? Ek soek daai 6 draai, 'n bal, en ek soek daai leeu's. En nou kom jy terug by die huis en jy het dit nie gekry nie. Jy's teleurgestel, dit voel of die dag gefaal het. Maar as jy uitgaan met die volgende en jy sê, kom ons ry vandag rond en kyk wat vind ons, is dit 'n heel ander attitude. Want nou ry jy rond sonder om 'n verwagting te hê van 'n potensiële teleurstelling. Jy ry rond om te vind en wat ook al jy vind, gaan jou excite. Kom ons ry bietjie rond en kyk. En ewe skielik, hier's leeu's. Oh, ons het leeu's vandag gesien. Daar's 'n hyena wat dalk 'n karkas besig is om te vreet. Jy het dit nooit gesien nie. Ek het dalk nie 'n 6 draai kudu gesien nie, maar ek het in my lewe nog nie hierdie waterbok gesien. Wanneer jy soek, gaan jy teleurgestel word. Maar wanneer jy die attitude van vind het, dan is dit net is heeltemal iets anders. Nou my vraag vanoggend vir jou, uit watter posisie leef jy dan? Leef jy uit 'n posisie van soekers, sal nooit vind, of van 'n vinder? Melanie het gesê ek mag nie daai song sing nie. Soek ek soos iemand wat verlore is, wat nêrens behoort nie, wat verlate is, wat sonder 'n vaste fondament is? Of leef ek soos iemand wat in Christus is en verstaan wie ek in hom is? Want as ek in Christus is ek altyd 'n vinder. Ek sal nooit teleurgestel word nie, want ek weet wat is my identiteit as kind van God. Die evangelie sê vir ons baie duidelik. Hy sê, dit gaan nie vir ons om uiteindelik te soek en om gevind te word, om gevind
en gevind by God te word nie. Dit gaan daaroor dat God het eers gesoek na ons en hy het ons gevind. En deur dit is ons gevonde in God. So jy het geen effort nodig om te probeer soek na God nie. God het jou gekry. Jy moet nou net 'n lewe en 'n verhouding met hom hê. Dit is niks moeilik nie. Ek lees vir jou Matteus 9 vers 36. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel, dis Jesus, innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Nou Jesus kyk na die mense en dadelik voel hy, sjoe, hierdie mense is moeg, hulle is uitgeput, hulle is rusteloos, hulle is so skape sonder 'n herder. En wat doen Jesus? Jesus gaan nie net en hy gee vir hulle goeie raad nie. Hy sê, hier's ek is hier vir julle. Wat het julle nodig? En Jesus gee homself. Ons kan net ons raad gee. Ons kan ons oorgee. Ons kan nie onsself gee vir iemand nie. Jesus gaan en hy gee homself. Toe aan die kruis hang en hy roep uit, dit is volbring. Wat sê Jesus vir ons? Hy sê vir ons dat jy hoef niks meer te doen as wat hy gedoen het. Hy sê hierso, daardie woorde verklaar, redding kan nie meer 'n beloning wees deur ons prestasie nie. Ons redding kom nie deur ons prestasie nie. Jesus het dit klaar in die kruis gedoen. Christus kom en hy vat die verlore mens en hy trek ons in en hy trek ons saam. En hy sê, weet jy wat? Jy's nie meer 'n bystander nie. Jy's nou deel van God se familie. Waar is ek nou? Nou 'n soeker leef uit 'n tekort en 'n vinder leef uit identiteit. Nou dink bietjie mooi wat ek vir jou sê. Wanneer jy 'n soeker is, sal jy nooit vind dit wat jy net na soek. Dit sal nooit net genoeg wees nie. Maar wanneer jy 'n vinder is, verstaan jy die identiteit wat God in jou gesit het. Jy verstaan waaroor dit gaan. Want mense is dan nie meer ek is net in 'n survival mode. Want wanneer jy net in 'n survival mode is, kan ek vir jou sê, gaan jy konstant soek na iets wat jou nooit sal vul nie. Jy gaan 'n konstante need hê vir iets wat jou nooit gaan vul nie. Jy gaan vra, is ek goed genoeg? Sien mense my raak? Het ek enige waarde in mense se lewe? Wat as ek misluk? Wat as ek nie soos hulle is nie? Jy gaan al hierdie vrae kry. Wat as mense my verwerp en ek word nie meer ingesluit nie? Dan word prestasie, jou persoonlike menslike prestasie, word alwaarna jy gaan. En want dan dink jy jou prestasie gaan vir jou die verdienste gee wat jy na soek. En dit is 'n leuen van die vyand. Jy gaan nie. Efesiërs 2 vers 19. Julle is nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers en huisgenote van God. Nou wat sê Efesiërs 2 vir ons hierso? Die feit dat jy nie meer 'n vreemdeling is, beteken tog nou ons ken mekaar se naam. 'n Vreemdeling sal inkom en jy sal 'n vreemdeling so bietjie eenkant hou. Want ek moet mos nou eers die persoon leer ken. As ek dalk vir hierdie persoon iets persoonliks vertel, gaan hy dit uitvertel. Of as ek my hart bietjie deel, wat gaan gebeur? Of gaan hierdie persoon my net gebruik vir iets? 'n Vreemdeling is gewoonlik net op 'n afstand. Hierdie woord sê, jy's nie meer 'n vreemdeling nie. Jy's nie meer 'n bywoner nie. 'n Bywoner is iemand wat nie regtig behoort nie. Enige oomblik kan hy gaan. God sê, jy is nie meer 'n bywoner nie. God sê, jy's nou 'n medeburger en jy's deel van die heiliges. Jy's deel van sy familie. Jy word nie by 'n byeenkoms ingesluit uit jou prestasie uit. Of wie jy is of wat jy het nie. Ons word in God se huisgesin, sy familie ingesluit, deur wat aan die kruis gebeur het. Dit is hoekom daar is, nie uit ons prestasie of ons verdienste nie. So dit beteken jou gehoorsaamheid aan God, gaan nie omdat jy sy liefde probeer verdien nie. So die feit dat jy gehoorsaam is, ek moet net verdien dat u vir my lief is, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan dat hy alreeds lief vir jou. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, was dit sy eerste bewys. Ek is so lief vir jou, en weet julle wat? Hy het jou nie eers gered, toe jy alles reggemaak het. Jy moet eers nou alles regmaak, en jou sondes uitsorteer, en jou dingetjies uitsorteer, dan sal Jesus jou aanvaar.
Hy het jou eers aanvaar. Met alles wat jy het. Met al jou sonde. Met al jou tekortkome. Het hy jou aanvaar. En al wat jy moes gesê het, ek maak oop die deur van my hart. Jy dien Jesus, omdat jy die identiteit in hom het. Jy's ingesluit oor die identiteit wat jy in hom het. Die verskil tussen 'n geestelike weeskind en 'n kind wat weet hy behoort, kom uit die identiteit wat ons kry wanneer ons Jesus aanvaar. 'n soeker het 'n bedelmentaliteit. 'n vinder het een van aanvaarding en oorwinner. Jy's 'n oorwinnaar wanneer jy dit het. Ek werk nie vir aanvaarding nie, ek leef vanuit aanvaarding. Ek is eers geaanvaar deur God, deur Jesus. En dit is my redding. Vind Christus en vind ons vrede. Nou, die wêreld bied baie verskillende dinge wat vir die wêreld vir jou vrede is. Byvoorbeeld, die wêreld sê vir jou, my rekeninge is alles betaal, ek het vrede. Die wêreld sê vir jou, ek het 'n vaste werk met 'n goeie inkomste, ek het vrede. Die wêreld sê vir jou, my verhouding met my medemens is goed, ek het vrede. Die wêreld sê vir jou, die stommers het die sharks verpletter, ek het vrede. Die wêreldse vrede, kan ek vir jou sê vanoggend, is ongelooflik broos. Want daai vrede verander net so. In 'n oomblik verander die wêreldse vrede. In 'n oomblik is daai vrede gone. Maar wat is die vrede wat Jesus vir ons gee? Jesus se vrede sê die volgende: wanneer dit moeilik gaan, is dit nog steeds vrede wat ons vind, want vrede is nie die afwesigheid van in 'n storm wees nie, van die storms nie. Vrede is nie omdat daar nie storms in my lewe is nie. Vrede is tydens daai storms, is Jesus teenwoordig. Dit is my vrede wat ek het. Jy sit vanoggend hier, daar's geen waarborg dat jy nie 'n storm gaan hê nie. Jy sit vanoggend hier, daar's geen waarborg dat dit wat al met jou gebeur het, wat vir jou seer gemaak het, nie weer gaan gebeur nie. Die vrede wat jy vanoggend mee kan sit, is dat wanneer daai gebeur, en daai storm kom, dat Jesus met jou gaan wees. Dat hy in daai storm saam met jou gaan wees. Ek weet nie of julle kan onthou nie, jare terug was daar altyd sulke fotootjies van die twee spore, van die een spoor so op die strand, en dan vra die persoon, Here, maar kyk hier, ek het alleen gestap. Hier's net een spoor, en Jesus antwoord en sê, dis toe ek jou op my rug gedra het. Het jy die verhouding met Jesus, wanneer dit so moeilik gaan, dat jy weet, hy dra jou op sy rug? Is jy 'n soeker, of is jy 'n vinder? Johannes 14, vers 27. My vrede gee ek vir julle, nie soos die wêreld gee nie. Laat julle harte nie ontsteld of bang word nie. Ons kan met 'n diep sekerheid vanoggend sê, dat ons sal nooit alleen wees, en ons hoef nooit 'n kommer in ons hart te wees, wanneer jy voel hierdie storm steek op. Jy hoef nooit alleen te voel nie. 'n vinder ontken nie die werklikheid van sy storm nie. 'n vinder sal sê, ek erken, ek sit in 'n storm. Ek het dalk nie die antwoorde vir hierdie storm nie. Maar een ding wat ek kan bely, my omstandighede bepaal nie of God teenwoordig is of nie. My omstandighede kan ek sê, God sal altyd getrou wees. Maar as ek 'n soeker is, gaan ek sê, kyk hoe gaan dit rondom my. God, waar is U? Here, hoekom gaan hierdie deur? 'n vinder gaan sê, Here, ek is in hierdie storm. Dankie dat U met my is. Dankie dat ek weet, ek het 'n uitdaging in my besigheid. U is met my. Dankie dat ek weet, ek het 'n uitdaging in my gesondheid, maar U is met my. Here, dankie. Dit lyk of my huwelik in skerwe lê,
Maar ek weet, U is met my. U is in dit. Here, my finansies lyk rof. Ek weet nie waar gaan die geld vandaan kom nie. Daar's lone, daar's 'n huispaaiement, daar's 'n karpaaiement. Waar gaan die geld vandaan kom? Here, dankie. U is nog steeds in dit. My bron van vrede het aan die kruis gesterf, sodat daai deel en daai een wat ons geword het, my deel kan wees. Nommer 3, gevind in Christus vind ons liefde. Nou baie mense leef asof jy die liefde van God moet verdien. Jy wil tog net reg trap en reg dink en reg praat, want ons moet God se liefde verdien. Maar ek wil vanoggend vir jou iets sê. Wanneer jy dink, jy's in liefde net omdat alles suksesvol is, jy's sterk genoeg, jy doen dinge die regte manier, geestelik gaan dit goed met jou, jy doen genoeg, jy's nuttig genoeg, met ander woorde, jy beteken tog iets vir die Here, en tog iets vir mense, dan sal mense my ook lief hê. Dis 'n leuen van die vyand. Mense gaan jou teleurstel en jy gaan mense teleurstel. En weet jy wat gebeur met teleurstelling? Dit breek jou in stukke. Dan moet jy weer stukke bymekaar kom, bymekaar kry, want jy het gebreek as gevolg van mense se teleurstelling, verwerping van mense, maar God se liefde begin nie by prestasie nie. Daar's niks wat jy kan doen, dat God vir jou meer kan lief wees. Hy is ultimately, infinitely lief vir jou. Jy kan niks doen om dit te verander nie, want sy karakter is liefde. Ek lees vir jou Romeine 5 vers 8. God bewys sy liefde daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Met ander woorde, hierdie stukkie sê dat, nog voor jy, soos ek gesê het, nog voor jy jouself uitgesort het, en jy daai hooliganheid van jou gelos het, toe het God jou al lief. Nou, hier sit 'n paar manne wat gelyk het, ek weet van een, nou gaan nou nie naam noem nie, hy het gelyk om die feisies op te tel. Die Here het hom lief gehad van daai tyd, nog voor daai tyd. Hy het my al vertel. Hier's die ding. Wanneer ek weet ek is geliefd, verander dit my verhouding teenoor ander mense. Wanneer ek weet my liefde is in God, en sy liefde in my, verander dit hoe my houding teenoor ander mense is. Hier's die ding, baie mense manipuleer ander mense om bietjie liefde te kry. Om aanvaarding te kry. Jy manipuleer hulle met hoe jy optree, met wat jy sê, manipuleer jy hulle. Jou gevoelens, daar's mense wat 'n traan kan pik met die klap van 'n vinger. Raai wat? Mense sien deur dit. Ek kan vergewe, dien, eer en grense met wysheid stel, wanneer ek weet my identiteit in Jesus en my liefde wat God vir my het. Kan ek dit met gemak doen. Ek hoef dit nie uit prestasie te probeer doen nie. Ek word nie 'n verbruiker van liefde nie, maar ek word 'n draer van liefde. Met ander woorde, mense kan in my sien, ek het nie die heeltyd jou goedkeuring en jou honger en die honger vir jou liefde nodig nie. Ek kan liefde self wees, want God het sy liefde in my gesit. En ek weet waar my liefde vir God is en God se liefde vir my. Nommer 4. Gevind in Christus vind ons hoop. Nou, ons wil graag in die lewe baie stabiliteit hê. Jy soek tog iets wat jou stabiel hou op hierdie aarde. Nou hoe doen ons dit? Ons dink dat 'n werk stabiliteit is. Dat geld stabiliteit is. Ek is gesond. Ek het nie 'n ingroeitonaal nie. Ek is stabiel. Jy dink omdat jou planne wat jy het, jou stabiel maak. Ek wil vanoggend vir jou sê, dit glad nie. Hierdie is alles gawes. Is goed wat God vir jou kan gee. Is goed wat jy kan kry van God, wat hy vir jou kan toelaat. Maar, dit dra nie genoeg gewig nie. Dit is nie
swaar genoeg om jou te anker met die hoop wat God vir ons gee nie. Alles in die wêreld kan verander, in 'n oomblik. Jy kan in 'n oomblik in 'n 4-verdieping huis bly, met die fancyste kar hê, jy het meer geld as verstand en hare, kyk party ouens wat min hare het, so, en is gone. Want dis wêreldse stabiliteit. Christus, die hoop wat ons in Christus het, is nie wensdenke nie. Is nie, ag ek wens dit kan so, ag ek wens dit kan so, ag ek wens dit kan net beter gaan. Is glad nie, dit is die waarheid. God wil hê, dit moet goed gaan met ons. Dit is 'n vaste verwagting wat gegrond is op dit wat God in ons geplaas het. Hy sê, toe my seun aan die kruis gesterf het, maak ek 'n belofte aan julle, julle sal in oorvloed hê. Maar wat bely ek en jy? Wat sê ek en jy? Spreuke 18:21, dood en lewe lê in die mag van die tong, en die een wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. Hoe praat ek en jy oor ons lewe? Vrydag sê ek dit vir die jeug ook. Jy so, ag, kyk nou weer, ek was nou alweer stupid geweest. Weet jy, ek is ook lekker stupid, ek kan nie lekker dink nie. Och man, ek is so stupid geweest, weet jy wat, jy gaan stupid raak. Want jy spreek die hele tyd oor jou. Wees versigtig wat jy met hierdie ding doen. Wees versigtig. Ek lees vir jou Hebreërs 6 vers 19. Ons het hierdie hoop as 'n anker vir die siel, vas en veilig. Wanneer 'n boot of 'n skip in 'n storm land en hulle laat sak daai anker. Daai anker vat nie die storm weg nie. Dit vat nie die golwe weg nie, maar wat daai anker doen, is daai anker verhoed dat hierdie boot rondgegooi word en hierdie kant toe geskiet word en in 'n rigting gaan wat hy nie wil gaan nie. Daai anker hou net daai skip vas op daai plek. Die golwe is nog steeds daar. Net so is die hoop wat ons in Christus moet hê. Dat in die tyd van swaar kry, daar nooit 'n onsekerheid by jou moet wees nie. Jy kan nie dat die onsekerheid jou rondgooi soos 'n boot wat sonder 'n anker is nie. Jy moet in God se hoop, die hoop wat hy vir jou gee, moet jy geanker wees. Dit beteken dat ek en jy elke nuwe gebeurtenis wat nie lekker is nie, moet ons sien vir wat dit is. Ons moet nie toelaat dat wanneer die storm kom, dat ons fondament geskit word. En wat is ons fondament? Ons fondament is die wete dat ons vry is in Christus. Dat ons hoop is dit wat hy vir ons in die woord gee. Ek wil vir die surf team vra dat julle so lank vir ons gaan regmaak. Ons gaan vanoggend bietjie iets anders doen. Kan julle vir ons regmaak met die nagmaal? Ekskuus, pastoor Jan en pastoor Martie. Vanoggend het ek nou vir jou die eerste gedeel van wat is ons hoop, ons liefde. En ek wil graag vanoggend hierdie amazing instelling van Jesus, wil ek in die middel van my preek, my boodskap inbring. Is verstaan jy jou identiteit in Christus? Verstaan jy wat het hy vir jou gedoen? Verstaan jy wie jy is? Want die wêreld skree so hard op ons, dat man, jy het nie 'n doel op hierdie aarde nie. Die wêreld skree so hard, jy's useless. Die wêreld skree so hard dat, weet jy wat, jy's nie soos ander mense nie. Die wêreld skree so hard dat jy het geen waarde nie. Die wêreld wil hard skree. Maar weet jy wat, toe Jesus hierdie instelling gemaak het, en ek gaan nou vir jou lees, kan iemand maar vir ons begin uitdeel asseblief? Nee, girls, waar's my slide? Ok, Thomas, is reg? Pos hom net vir my vir 'n oomblik. Ok, ekskuus, ons het so lank begin, ekskuus julle. Toe Jesus hierdie instel, en ek wil vir jou die volgende lees. Ek wil vir jou lees uit 1 Korintiërs 11, vers 24 tot 27. En jy kan maar vir ons speel. Ek lees vir jou die volgende. En nadat hy gedank het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtes. En soos jy nou met daai broodjie in jou hand sit vir my klein bietjie sagter.
En soos wat jy met daai broodjie in jou hand sit, wil ek hê jy moet verstaan wat jou identiteit is, want dis waar dit begin het. En ek dink baie keer verstaan ons nie hoe belangrik hierdie instelling van Jesus was. Ek dink ons mis dit baie keer. Hy sê neem, want dit is my liggaam. Toe Jesus se liggaam vir ek en jou stikkend geslaan is. Die woord sê, dit was erg. As jy gaan lees, die uitbeelding van Passion of the Christ was nie eens amper naby oor hoe Jesus gelyk het. Die dokters sê dat geen mens sou dit kon weerstaan en gelewe het. Dit waardeur Jesus is. En ek wil hê jy moet daai broodjie vat. En jy moet vir 'n oomblik jou oë toemaak. En soos wat Jesus sê, dit is my liggaam. Gebruik dit. Dankie. Here, ons vat vanoggend hierdie broodjie wat 'n simbool van die liggaam is. Here, en ons wil vir U dankie sê, Here, dat U vir ons op daardie dag 'n pad gebaan het vir ons identiteit. Here, U liggaam was stikkend geslaan. Ek wil die woord selfs vermorsel gebruik, Here, sodat ons heel kan wees, Here. Here, vanoggend wil ons hierdie saam met mekaar geniet, Here, en net tot herdenking en na gedagte en te sê, Here, dankie. Dankie dat U stikkend was sodat ons heel kan wees. Kom ons neem die broodjie. Vers 25. Net so ook die beker na die ete met die woorde: hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtes. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Met ander woorde, ons sê, wêreld, Jesus het gesterf, sy liggaam is stikkend gemaak. Sy bloed het gevloei vir my om heel te wees. Wie dan onwaardige wyse die brood eet of die beker van hierdie drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Ek is jammer, ek wou eers vir jou gevra het, as daar iets is wat jy moet vanoggend bely teenoor God, dat jy dit doen. Here, vergewe my dat ek hierdie nie eers nou doen. Ek wil hê daar vir 'n oomblik wat jy sit. Is jou saak reg met die Here? Is jou saak reg met ander? As dit nie is nie, wil ek jou 'n oomblik gee. As jou saak reg is, wil ek dan vra, kom ons drink hierdie sap, die wyn, wat 'n simbool van Jesus se bloed was, tot die reiniging van ons liggaam. En dit bedek nie sonde nie, dit was dit skoon. Kom ons geniet dit saam. Melanie, Pastoor Jan het nie gekry. Kan julle net moet gee. So ek wil vanoggend jou sê, vir jou vra, die feit dat Jesus vir jou die identiteit gegee het, om te kan sê dat ek is 'n bloedgewaste kind van God, moet jy verstaan, dat jou honger om te soek na dinge wat jy dink jou gaan anker, moet stop. Vind vanoggend jou identiteit in dit wat Jesus begin het, waar hy gesê het, tot my gedagtes, tot ek weer kom. Nou wanneer jy dit vat, verander dit bietjie wie jy is. Jy verander van 'n vinder, kan ons die goed terugkry. Jy verander van 'n vinder na 'n bepaler. Nou wat beteken dat as jy wat is 'n bepaler? Wat word jy dan as jy 'n bepaler is? Nou,
Eerstens wat jy moet weet is wie jy in Christus. En wanneer jy weet wie jy in Christus is, dan maak die atmosfeer waarin jy is nie soveel saak nie. Die atmosfeer wanneer dinge met jou gebeur, kan jy nie meer van die pad afgooi nie. Want jy is nou 'n bepaler, jy bepaal die atmosfeer. So wanneer jy deur iets gaan wat moeilik is, maak jy die besluit oor hoe jy gaan optree. Nie die atmosfeer nie. Nie dit wat mense sê nie, want jy het nou 'n bepaler geword. Jy bepaal hoe jy gaan optree. Nou ons kan nie altyd bepaal wat gebeur in ons lewe nie, maar ons kan wel bepaal en besluit hoe ons optree. Ek gebruik die voorbeeld, as ek 'n glas water het, en ek gooi vir Marcus nat met 'n glas water, het hy een van twee keuses. Hy kan besluit, hy's baie kwaad vir my, en hy kom nooit weer hiernatoe nie, of hy kan besluit, hy's nat. Daar's 'n groot verskil. Wanneer iets in jou lewe gebeur, wat is jou besluit in jou optrede? Wat bepaal jy? Hoe tree jy op? Wanneer jy onder die heerskappy van Jesus is, dan verander dinge. Want dan leef jy in die karakter wat hy in jou plaas. Waar daar vrees is, draai jy geloof. Waar daar konflik is, bring jy vrede. Waar daar moedeloosheid is, spreek jy hoop. Wanneer laas het jy vir iemand net gesê, weet jy wat? God gee vir ons hoop. Hê bietjie hoop. Wanneer laas het jy bietjie hoop vir iemand ingepraat? Of praat jy maar, ja nee, jy's reg, jou goed gaan fout. Ja, jy's reg, jy het nie 'n kans nie. Ons kan so maklik mense help met negativiteit. Dawid sê, hy sê, Here, U is 'n lamp vir my voete. U verlig my pad. Hy sê, ek het nie krag nie, maar met my God storm ek 'n bende, spring ek oor 'n muur. Paulus, eenvoudig, as Paulus sy verlede moes gebruik, en die vyand toegelaat het om sy verlede voor hom te gooi, kan julle imagine hoe leeg was die Nuwe Testament? Hy het omtrent alles geskryf. Paulus laat nie toe dat die roeping wat God vir hom het, laat hy nie toe dat sy verlede bepaal wie hy is nie, want hy verstaan sy identiteit, en hy is 'n bepaler van sy toekoms, want hy aanvaar die roeping wat God vir sy lewe het. 2 Timoteus 1 vers 7, God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar een van krag, van liefde en selfbeheersing. Kom ons kyk na die balans, krag, liefde en selfbeheersing. Verstaan ons wat hierdie vers sê? Ek het krag wanneer dit moeilik gaan. Ek het nog steeds liefde, nee, die Here het my verlaat, want kyk waardeur moet ek gaan. Wat is my selfbeheersing? Wanneer 'n ou my knoppie druk, Marius, as hy my knoppie druk, dan kies ek om selfbeheersing te hê. Want weet julle wat, mense in die kerk druk mense knoppies baie keer. Daar's dalk 'n familielid wat jou knoppie vir jou, hy druk hom nie net een keer. Daar's 'n vriend, as jy hom sien, dan jy klaar, jy weet, hy gaan hom nog dubbel. Wat is jou selfbeheersing? Kan jy met trots en eerlikheid sê, weet jy wat, ek wip my nie vir alles nie. Ek het die selfbeheersing, die feit dat ek nie saam met jou stem nie, gaan nie maak dat ek oorreageer nie. Maar nou stem ek nie saam met iets wat jy sê of doen nie, en nou wil ek my wip. Geestelike gesag is nooit 'n lisensie vir hoogmoed nie. Pastoor Jan, ek dink ons kan getuig van so iets. Sodra jy dink, jy loop op water, gaan jy baie vinnig sink. Vra vir hierdie pastoor, hy sal 76 jaar in die bediening. Ek weet hy lyk 50.
Jy het nie die luxury as kind van God om jou te wip vir enigiets nie. Die dag toe jy Jesus aanvaar as jou verlosser en saligmaker, het jy die luxury om jou te wip. En ek sê dit sommer vir leiers ook, jy gee daai luxury weg. Jy gee die reg om jou te wip, gee jy weg. Selfbeheersing. Ware gesag lyk soos Jesus. Vol waarheid, vol genade, moed, maar nederig, sterk, maar dienend. Nou beteken dit dat 'n vinder mag nie meer soek nie. Ek wil hê ons moet die volgende net mooi verstaan, en ons moet die boodskap reg verstaan wat staan in Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou, wat staan dan daar? In Kolossense sê ook, soek die dinge van daarbo. Nou, wat beteken dit? Beteken dit ons is maar net soekers? Ons moet die konteks van hierdie baie mooi verstaan. Jy moet die konteks verstaan. Daar's 'n verskil tussen 'n verlore soeker en iemand wat toegewyd na iets strewe. Dis die verskil. Daarso, dit gaan oor strewe. Dit gaan nie oor soek na iets wat betekenisloos is nie. Dit gaan oor 'n strewe. Ons soek nie die koninkryk omdat God ons verlore ag nie. Dis nie waarna ons soek nie. Ons soek nie vir identiteit. Vanuit ons identiteit soek ons sy wil. Julle verstaan. So ons soek nie, ons het identiteit. Maar omdat ons die identiteit het, soek ons God se wil. 'n verlore soeker sê, as ek net genoeg doen, dalk sal ek behoort. As ek net 'n okay mens is, sal mense my aanvaar. As ek is soos hulle, is ek ingesluit. 'n vinder sê, omdat ek behoort, wil ek naby leef. Ek wil luister. Ek wil 'n verhouding hê. Ek wil gehoorsaam wees. Nou, hoe leef 'n vinder? Prakties moet jy jouself die volgende vandag vra. Vra vir jou vanoggend, waar leef ek nog soos 'n verlore soeker? Wat in my lewe maak dat ek nog 'n verlore soeker is? Waar jaag ek na goedkeuring van mense? Waar is dit vir my so belangrik dat hulle my tog net like? Watse omstandighede probeer ek beheer uit my eie krag uit? Of sekuriteit wat vir my tydelike vrede sal bring? Wat daai in my lewe het ek om na te kyk? Nou, wat sê 'n vinder? Hoe leef 'n vinder? Wanneer vrees praat, herinner jy jouself, in Christus het ek vrede, ek is nie alleen nie. Wanneer verwerping praat, niemand like my nie. Ek voel ek het geen value nie. Herinner jouself, in Christus is ek geliefd en deel van God se huisgesin. Wanneer onsekerheid praat, herinner jouself, in Christus het ek hoop. Want my siel is geanker in my identiteit in hom. Wanneer chaos jou omring, wie beleef 'n bietjie chaos die laaste ruk? Asof net dinge voel net of dit nie lekker gaan nie. Hoor hier. Vra, hoe kan ek Christus se vrede, waarheid en liefde hier indra? Wat kan ek doen om hierdie chaos te kalmeer? Ek wil vir jou afsluit met die volgende. Moenie probeer anders voel nie. Jy wil net anders voel. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Die verandering kom wanneer jy jou gedagtes verander. Wanneer jy 'n gedagteverandering van 'n vinder wat teleurgesteld gaan wees teenoor 'n soeker wat vervuld gaan wees deur die identiteit van Christus. Kies die volgende gehoorsame stap. Wat sê God vir jou moet jou volgende stap van gehoorsaamheid wees? Wat sê die Gees van God is jou next step? Kies dit. Spreek lewe. Dien mekaar.
vind vrede, gaan maak reg so gou moontlik. En hou vas aan God se beloftes, wat in die woord is. So my vraag vanoggend vir jou is, het jy Jesus gevind? Kan jy vanoggend hier sit en sê, ek is gevind in Jesus. My identiteit is Jesus. Maar 'n dieper vraag vanoggend vir jou is, het jy al besef dat hy jou gevind het? Dink aan die vraag, sit jy hier en besef jy dat jy alreeds gevind is? My uitdaging vanoggend is dat vandag jou laaste dag as 'n vinder sal wees. 'n Gesoeker sal wees, dat hierdie 'n dag as 'n vinder sal wees. Hou op soek, word 'n vinder, en dat jou lewe getuig die een van 'n vinder.